baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Genesis 47 doen. Kom ons maak net gaan oop toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord beter te leer ken en om u beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay. Daarop het Josef gekom en aan Farao vertel en gesê: My vader en my broers en hulle kleinvee en beeste en alles wat hulle besit, het gekom uit die land Kanaan, en daar is hulle nou in die land Gosen. En hy het uit die getal van sy broers 5 man saamgeneem en hulle aan Farao voorgestel. Toe sê Farao aan sy broers: Wat is julle nering? En hulle antwoord Farao: U dienaars is herders van kleinvee, ons sowel as ons vaders. En onthou in die vorige hoofstuk het Josef vir hulle gesê, hulle moet vir Farao sê, hulle nering is kleinvee. Ekskuus, hulle nering in die vorige hoofstuk het Josef vir hulle gesê, hulle moet sê, hulle is veeboere, nee? Want in Egipte is kleinvee vir die Egiptenaars 'n gruwel. En hier vraag Farao nou vir hulle, wat hulle nering is. En hulle sê, die dienaars is herders van kleinvee. So hulle het toe nou nie geluister na Josef nie, nee? Of hulle nou nie gedoen wat Josef gesê het hulle moet sê nie. Verder sê hulle vir Farao, ons het gekom as vreemdelinge in die land te vertoef, want daar is geen veiding vir die kleinvee van die dienaars nie. Omdat die hongersnood in die land Kanaan swaar is, laat die dienaars dan nou tog in die land Gosen woon. Daarop het Farao met Josef gespreek en gesê, jou vader en jou broers het na jou gekom. As Egipte land lê voor jou oop, laat jou vader en jou broers in die beste deel van die land woon. Hulle kan in die land Gosen woon. En as jy weet dat daar onder hulle bekwame manne is, stel hulle dan aan as veeopsigters oor my eiendom. Toe bring Josef sy vader Jakob in en stel hom aan Farao voor. En Jakob het Farao gegroet met 'n seënwens. Daarop sê Farao vir Jakob, hoeveel is die dae van jou lewensjare? En Jakob het Farao geantwoord, die dae van die jare van my vreemdelingskap is 130 jaar. Min in getal en vol teëspoed was die dae van my lewensjare. En hulle het nie gehaal by die dae van die lewensjare van my vaders gedurende die dae van hulle vreemdelingskap nie. Toe het Jakob Farao gegroet met 'n seënwens en van Farao af weggegaan. En Josef het vir Jakob en sy broers woonplekke aangewys en aan hulle besitting in Egipte land gegee, in die beste deel van die land, in die landstreek Ramses, soos Farao beveel het. En Josef het sy vader en sy broers en die hele huis van sy vader met brood onderhou, ooreenkomstig die getal van die kinders. En daar was in die hele land geen brood nie, want die hongersnood was baie swaar, sodat Egipte land en die land Kanaan uitgeput was, weens die hongersnood. En Josef het al die geld versamel wat in Egipte land en in die land Kanaan te vind was, vir die koring wat hulle gekoop het, en Josef het die geld in die paleis van Farao gebring. En toe die geld in Egipte land en in die land Kanaan op was, het al die Egiptenaars na Josef gekom en gesê, gee vir ons brood. En waarom moet ons voor u oë sterwe, want die geld is gedaan? En Josef antwoord, gee julle vee, dan sal ek dit aan julle gee vir julle vee, as die geld gedaan is. Toe bring hulle vee na Josef, en Josef het aan hulle brood gegee vir die perde,
en die besitting aan kleinvee en beeste en vir die esels, en hy het hulle die jaar versorg met brood vir die waarde van al hulle besittings aan vee. Toe die jaar om was, het hulle na hom gekom en in die tweede jaar en vir hom gesê, ons kan dit vir my heer nie wegsteek nie, maar die geld is op en die besitting in vee is my heer se. Daar het niks vir my heer oorgebly nie, as net ons lyf en ons grond. Waarop moet ons voor u oë te gronde gaan, ons sowel as ons landerye? Koop ons en ons grond vir brood. Shame. Dan sal ons met ons grond aan Farao diensbaar wees, en gee saadkoring dat ons kan lewe en nie sterwe nie, en dat die grond nie woes word nie. So het Josef dan al die grond van Egipte vir Farao opgekoop, want die Egiptenaars het elkeen sy stuk grond verkoop, omdat die hongersnood vir hulle te swaar was. So het die land aan Farao se eiendom geword. Jo. En wat die volk betref, hy het hulle laat verhuis na die stede, van die een end van die Egiptese gebied na die ander end daarvan. Nie die grond van die priesters het hy nie gekoop nie, want die priesters het 'n vaste inkomste van Farao ontvang, en van hulle vaste inkomste geëet, wat Farao hulle toegestaan het. Daarom het hulle hul grond nie verkoop nie. Toe sê Josef aan die volk, kyk, ek het vandag julle en jul grond vir Farao gekoop. Daar is saadkoring vir julle, dat julle die grond kan besaai. En by die insameling moet julle 'n vyfde deel aan Farao afgee, en die ander 4 dele sal julle eiendom wees, as saad vir die land en as voedsel vir julle self en die wat in julle huise is, en as voeding vir julle kinders. En hulle antwoord, u het ons lewe gered, laat ons guns mag vind in die oë van my heer, dan sal ons die dienaars van Farao wees. En Josef het dit 'n wet gemaak tot vandag toe, vir die saaigrond van Egipte, die 5de deel behoort aan Farao. Net die grond van die priesters alleen, het nie die eiendom van Farao geword nie. So het Israel dan in Egipteland gewoon in die land Gosen, en hulle het vaste besittings daarin verwerf, en vrugbaar geword en sterk vermeerder. En Jakob het 17 jaar in Egipte gelewe, sodat die dae van Jakob die jare van sy lewe 147 jaar was. En so hy was amper 200 jaar oud. En amper 200 jaar oud, dit is baie lank. Ek het baie gesê, die vorige, soos die hele in die begin het die mense mos gelewe 900 en iets jaar, so, ja. Maar, en toe het God mos gesê, ek dink dit was na die engele afgekom het en hulle dinge gedoen het, wat hy gesê het, die mens verdien nie meer om so lang te lewe nie, ek dink dit is 130 jaar, ek praat nou onder korreksie, wat God toe gesê het, so hier kom Jakob en Jakob lewe amper 200 jaar, maar God was soos totally vir Jakob gewees. Vers 29, en toe die dag van Israel nader kom, dat hy moes sterwe, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê, as ek nou guns in jou oë gevind het, sit dan tog jou hand onder my heup, en bewys my liefde en trou. Begrawe my tog nie in Egipte nie. Wanneer ek my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Egipte en begrawe my in hulle graf. En hy antwoord, ek sal handel ooreenkomstig u woord. Toe sê hy, sweer my dit tog, en hy het dit vir hom gesweer. Toe het Israel in aanbidding gebuig oor die koppenend van die bed. Hy het aanbiddend gebuig oor die koppenend van die bed. Dis die laaste sin
in Genesis 47. Hulle brei nie uit nie, I don't know why. Want, hoekom sit hulle die sin daarin? Wat is die betekenis daarvan? Hoekom het hy oor die kop en gebuig in aanbidding? Why? En ek weet vir 'n feit dit beteken iets. I just don't know why. Wat dit beteken nie. Ons sal seker wel dra uitvind, ek hoop so. Dis die einde van Genesis 47. Baie dankie dat julle my gejoin het. Tot 'n volgende keer. O nee, voor ek bye sê. Josef het amazingly baie goed gedoen vir Farao en die arme mense het amper al hulle goed vir hom gegee vir brood. En in die vorige video wat ek gesê het, hulle gaan eventually nie kyk na Egiptelandse mense. Ek dink dis wat hulle gedoen het. Farao moes seker vreeslik bly gewees dat hy het vir Josef aangestel in die bos. En guys, tot volgende keer.